Die Spier Seaword Chardonnay met aroma's van mandarijn, lemmetjieskil, perskes en sitrusbloeisels smaak heerlik saam met varkchops, geroosterde hoender of 'n romerige sampioenpasta. Nou, ek maak vandag 'n vinnige en maklike middelweek aandete, propvol geur. Nou, jy kan die hoeveelhede aanpas na gelang van die hoeveelheid mense wat jy bedien. Nou, jy koop die hoender in hierdie pakkie gerook en gaar gemaak. Nou, dit is 'n goeie vleissoort om as 'n stapel item in jou vrieskas te hou. Nou, dit ontvries maklik en is dadelik gereed om vir 'n dis te gebruik of selfs 'n heerlike toebroodjie vir middagete. Nou, ek het die hoender net in reepies gesny en jy sal verbaas wees hoeveel vleis eintlik uit een gesnyde hoenderborsie kom. Nou, jy kan die hoender lekker vers trek in hierdie pasta gereg wat ek vandag maak. Nou, ek wil wel bietjie ekstra geur en kleur in die pasta byvoeg en omdat ek dit met min en eenvoudige bestanddele werk, so ek gaan die hoender in die pan braai met so 'n bietjie botter en olyfolie, nie noodwendig om dit gaar te maak nie, maar wel vir daai ekstra kleur en geurigheid. Nou, ek het begin met die gesnyde sprieteie en dan vars knoffel hier in my pan. Nou, dit het nou reeds lekker gebraai en al wat nou met bygevoeg word is dan die hoender. So hier kan jy sal sien hy't so klein bietjie al verbrei en dan al wat ons nou gaan doen, ek gaan net so maak. En weer eens onthou, as dit so baie hoender is, kan ons dit in 2 sarsies eintlik verbrei. So ek gaan net nou eers die helfte ingooi. En dan al wat nou moet gebeur, is jy moet dit net so bietjie braai. En onthou, soos ek gesê, dis nie om dit gaar te maak nie, is letterlik net om dit daai bietjie kleur te gee. So ek gaan dit ook nie verskriklik baie roer nie, sodat dit nie heeltemal opbreek nie. Ons wil wel hierdie chunky stukke hoender in die pasta gereg nog sien. So dit gaan nou lekker braai en sodra die hoender daai effense goudbruin kleur het, dan voeg ons net natuurlik mosterd, heel korrel mosterd en dan room in die pan. En dit kan dan vir nog so 'n paar minute prit, maar as ek terug is, sal ek julle wys hoe dit dan lyk en dan voeg ons die pasta by. Nou, ek het solank die room en die korreltjie mosterd by die hoender gevoeg en dit vir so 'n paar minute laat prit. Nou geur dit met ekstra sout en peper na smaak en nou het ons hierdie heerlike romerige hoender. Nou as alternatief kan jy gladde maaskaas gebruik. Ek maak dit altyd so helfte room, helfte maaskaas. Dan het jou pasta nog steeds daai romerigheid, maar dis nie te ryk nie. Nou selfs iets soos jogurt vir 'n gesonder opsie kan ook perfek werk. Nou al wat nou oorbly is om hierdie pasta by die souserige hoender te sit. Nou jy kan enige pasta van jou keuse gebruik. Ek noem hierdie een wat ek gebruik sommer 'n skroefie pasta. Die sous gaan sit heerlik in daai gleefies rondom die pasta as jy dit nou natuurlik met die sous deurmeng. Nou ek sprinkel altyd ook 'n bietjie aardappelspeserye oor hierdie gekookte pasta, net vir ekstra geur dat die pasta nie dat dit net 'n bietjie ekstra geur het en dan natuurlik olie sodat die pasta nie aan mekaar kleef nie. En dan gooi ek 'n bietjie van hierdie graseie by, maar ek hou daarvan om hierdie spesifiek heel laaste by te sit want dan behou hy natuurlik sy mooi kleur. So al wat ons nou kan doen is ek gaan hierdie vat en so maak en dan nou net sien my pot gaan te klein wees. So ek gaan dit nou 'n bietjie in so oor en weer met gooi sodat ek dit kan maak werk. So al wat jy nou doen, is jy roer dit lekker deur. En as jy sien, jy kort so 'n bietjie ekstra, hy's nie lekker vloeistofvrag nie, kan jy nog so 'n bietjie ekstra room. Onthou room en botter maak enigiets lekker. Of jy kan net so klein bietjie melk ook bysit. So jy kan dit nou lekker deurroer. En jy kan natuurlik ekstra geur met sout en peper as jy nou proe, hy kort nog bietjie sout. So dis nou hier waar hy eintlik reg is en dan kan jy nou net die gras eie oorgooi. Maar as ek terug is, gaan dien ons op en dan ganeer ek ook die mooi bordjie dat jy kan sien hoe dit lyk. Nou jy kan die pasta in 'n groot opdienbak skep en saam met 'n heerlike groenslaai bedien of natuurlik in kleiner opdienbakkies. Skep
en dan net ekstra spesiaal maak en mooi garneer. Nou ons gebruik ekstra spreedeie, grasuie. En dan kan jy iets soos parmesanskaafsels ook gebruik en vir ekstra lekkerte om die dis bietjie interessant te maak, net geblancheerde broccoli wat jy dan in die oondrooster met bietjie sout, swartpeper en olyfolie. Nou kom ek spring weg en dien dadelik op. So ons gebruik 'n mooi bakkie en dan kan jy nou net so indelf in die pasta en dit dan mooi opskep. So ek gaan 'n stewige bakkie, ons hoor mos nou Leon is honger. Daar sy en dan vir die ekstra mooiheid is dit dan nou natuurlik die broccoli. En kyk as jy hom rooster, dan gee hy hom totaal en al net 'n ander lekker smaak. So hierso is nog bietjie vars spreedeie en grasuie. En dan vir ekstra lekkerte gebruik ek 'n bietjie van hierdie suurlemoen zest net so bo-op. En dan so 'n klein bietjie swart peper. Nou gaan daag jouself uit en speel 'n bietjie met verskillende idees van pasta. My resep is op die Ontbytsake webtuiste beskikbaar. Nou julle kan ook nog die 25 jaar glans tydskrif daar aflaai of natuurlik bestel.